Ek lees graag vir julle ons oggendgebed. Selfde gebed wat ons vir die volgende paar weke mekaar gaan kom verwelkom. Jesus, water of life, you are our well and our welcome. And in conversation, us with you and you with us, we find the poetry of our lives. May we search for the same conversation between divided people. May we bring our stories and our sadness, our laments and our lives to each other in this shared place. And so find community in strange and surprising places. Mag die kers wat ons volgend aansteek vir jou 'n herinnering wees van God se lig wat skyn in jou lewe, van God se teenwoordigheid elke dag saam met jou. Goeiemôre en baie welkom. Het lyk 'n klein bietjie anders te vanoggend hierso in die diens. Dit is ons eerste diens wat ons oopmaak vir die jaar. So hier is 'n paar mense vanoggend. Julle is baie welkom. En wat 'n klein bietjie anders ook maak volgens is ons send ook of ons neem ook hierdie diens op. So die kamera daar agter moet asseblief vir julle intimiderend wees nie. Julle sien dit nie, maar ek sien dit. So vir my is dit baie intimiderend, maar julle kan heeltemal ontspan in hierdie ruimte. Ons hierdie diens is in die oggende oop en dan hier van 10:00 se kant af word die diens dan op aanlyn weer aangebied. Ek wil graag vir julle 'n storie vertel. Dit is dieselfde storie waarmee ons laasweek begin het. En dit is 'n storie wat ek dink vir ons kan inhelp in hierdie seisoen van lydingstyd wat gelowiges oor die hele wêreld vir die volgende 40 dae vier. Daar word vertel dat op die vooraand van Jesus se dood het hy saam met sy disippels om 'n tafel gesit en geëet. En iewers in die gesprek, iewers deur die aand, tussen al die gesprekke en die mense se stories van angs en van vrees wat gaan voorlê vir hulle, was daar 'n oomblik gewees wat Johannes die disipel sy kop op Jesus se bors laat lê het. En hierdie beeld van Johannes se kop op Jesus se bors is in klomp skilderye deur die eeue vasgevang en in die kone. En die Keltiese Christen tradisie sien hierdie beeld en wat hulle hiervan sê is dit is waar Johannes luister na die hartklop van God. Lydingstyd is dit. Dit is die uitnodiging vir die volgende 40 dae waarna ons gaan. Waar ons op reis is op pad na Paasfees toe en waar ons reflekteer oor ons eie menswees en oor die misterie van God. En die uitnodiging is om ons koppe op God se bors te sit en te luister na sy hartklop. En ons gaan vanoggend dit saam doen. Ons gaan vanoggend die nagmaal gebruik. So almal wat inluister is welkom om solank hulle brood en hulle wyn gereed te maak vir later vanoggend. Ek wil vir jou uitnooi vanoggend in die teenwoordigheid van God te kom rus. Miskien die eerste keer hierdie week. Dis 'n ou gebedsritueel wat ons baie in die oggende hier al gedoen het. En dit is om bewus te word van wat dit is wat ons na God toe bring en dit wat ons van God wil ontvang of vra. Die eerste gelowiges het dit genoem 'n handpalmgebed. Dit is 'n eenvoudige gebed net om te probeer woorde gee aan wat dit is wat jy van God wil ontvang en wat dit is wat jy vir God wil gee. So ek wil vir jou uitnooi om vanoggend dit saam met my te doen. As jy wil, kan jy oor toemaak
En enigiets wat jy op jou skoot het, kan jy sommer langs jou neersit. En dan wil ek vir jou vra om jou handpalms op jou skoot te sit, asof dit afdruk na onder toe. En vir die volgende paar oomblikke wil ek vir jou vra om jouself hierdie geskenk te gee om bewus te word dat die Here hier is. En terwyl jou handpalms afdruk na onder toe, wil ek vir jou vra om bewus te word van wat dit is wat jy vanoggend na God toe wil bring. Wat is daai ding in jou gedagtes of in jou hart wat jy vir God wil van vertel en by God wil los? Terwyl ons in hierdie oomblik bly, wil ek vir jou vra om jou handpalms om te draai, asof dit na boontoe wys. En bewus te word van wat dit is wat jy vanoggend van God wil ontvang. Wat is dit wat jy vir God wil vra? Terwyl ons so in gebed bly, weet dat die Here jou vanoggend ontmoet, daar waar jy is, daar waar jy van hom iets wil ontvang, of dit wat jy vir God wil gee. Ons gaan vir die volgende paar oomblikke so in gebed bly, en rus in die Here se teenwoordigheid. Ons gaan volgende teks saam lees. As jy die Bybel saamgebring het, is jy welkom om saam te lees. Anders gaan ek sommer vir julle voorlees. En ons teks kom uit Matteus 26 van vers 36 af. Matteus 26 van vers 36. En daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek daar gaan bid. En hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem, en toe het hy bedroef en beangs geword, en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak saam met my. En hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid,
My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Moet tog tans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. En daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle in die slaap. En hy sê te vir Petrus, kon julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydingsbeker nie by my verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. En toe hy terugkom, kry hulle weer in die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. En hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. En toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog, die uur het gekom, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop, en kyk, die man wat my verraai, is hier naby. In die 1500s was daar 'n Spaanse priester en hy het die naam gehad Johannes van die Kruis. Hy was natuurlik met 'n ander naam gebore, sy geboortenaam was Juan de la Cruz. En toe hy by die kerk aansluit, toe hy priester word, toe die kerkorde waarna hy behoort het, vir hom hierdie naam gegee, Johannes van die Kruis. En hy was 'n baie bekende teoloog en priester in die katholieke kerk, maar ook, hy was ook een van Spanje se bekendste digters. En een van die gedigte wat hom bekend gemaak het, of wat mense van hom sal onthou, is die gedig wat hy geskryf het, The Dark Night of the Soul. En hy het hierdie gedig geskryf in 'n tyd in sy lewe, waar hy geweldig alleen gevoel het, verlore, ver weg van God, en dat God hom gelos het. En hy het hierdie gedig geskryf. En dit was gebaseer op hierdie storie, wat hy gelees het van Jesus in Getsemane. En Johannes van die Kruis het 'n interessante lewe gehad. Hy was deel van 'n groep priesters, wat deel was van 'n beweging gewees, wat die kerk wou verander het, wat die kerk wou nuut maak het, en reformeer. So het gesê, die kerk moet baie meer fokus op gebed, en op eenvoud, en op 'n gestrooptheid van hulle lewe. En dit was vir die priesters, en vir die ander kerkleiers van die tyd, gevaarlike nuus. Johannes was vir hulle 'n bedreiging geweest, want in daai tyd het die kerk geld en rykdom en mag, was vir die kerk geweldig belangrik. So 'n priester wat deel was van 'n beweging en gesê het, ons moet meer eenvoudiger lewe, was 'n bedreiging vir hulle geweest. So, eerstens het hulle hom gedreig, en toe dit nie werk nie, het hulle hom gevange geneem, en die storie loop dat hy toe vir 9 maande, was hy in 'n donker sel gewees, 'n klein donker sel in 'n klooster aangehou. Totaal in isolasie. Niemand kon naby hom kom nie, en 1 keer 'n week was hy geneem na die markplein toe, en dan het hulle al sy klere uitgetrek, en hom geslaan, en dan weer teruggevat na die sel toe. En hy het ontsnap van hierdie tronk af, na 9 maande. En 'n klomp jare daarna, skryf hy oor sy ervaring in sy lewe. En hy sê toe dat in hierdie tyd van sy lewe, het hy totaal al verlore gevoel. Nie net omdat hy in isolasie was, sê hy, maar omdat hy, omdat die mense wat dit aan hom gedoen het, die kerk was, dit was sy priesters, dit was sy medebroers gewees, saam wie hy groot geword het, wat dit aan hom gedoen het. En vir hom was die kerk 'n verteenwoordiging van God. So in sy kop het Johannes van die Kruis geglo, God verwerp hom, en God keer sy rug op hom. En hy beskryf dan hierdie trauma waar hy gegaan het, in hierdie gedig wat hy geskryf het, The Dark Night of the Soul. En dit is 'n lang gedig, so ek het dit nou nie saamgebring het nie, maar jy is welkom om dit te gaan opsoek. Jy kan dit gaan kry op Google. Maar hierdie gedig gaan dan oor sy ervaring van God wat hom verlaat het. En is interessant, terapeute praat van trauma as
Mense wat sukkel om 'n grens of 'n afstand te kry tussen hulle self en dit wat hulle bedreig. Dit maak hulle magteloos. Johannes skryf dan, vir hom het trauma verander. Later jare in sy boeke sê hy dat dit was snaaks genoeg die trauma, sy donker nag, wat hom op 'n vreemde manier nader aan God gebring het. Hy sê dit was in daai tyd waar God vir hom geleer het dat daar ander maniere is om God se teenwoordigheid te voel en te ervaar. Vir Johannes van die kruis het trauma en sy donker nag iets in hom oopgesluit, iets in hom oopgemaak. En dan skryf hy, en ek wil graag vir julle lees, hy skryf dan wat hy ontdek het, en hy sê dat, although it was true that I could not find refuge from suffering when I was in my prison cell, I also discovered that the suffering I had to endure had no refuge from God's love. But God's love rather permeated the suffering through and through. En dan sê hy hierdie ding, hy sê, love protects us from nothing, even as it unexplainably sustains us in all things. Johannes sê dat die Here het hom geneem na so 'n plek toe. Hy het hom teruggevat na Getsemane toe. En Jesus wat in Getsemane was in daai tuin, wat ook vreesbevange was, sê Johannes, het hom ontmoet. En die troos wat hy kon vind in daai tronk van hom, was dat maak nie saak wat met hom gebeur nie. Maak nie saak hoe moeilik of hoe pynlik dit is wat met hom gebeur nie. Hoe erg die trauma vir hom ook al is nie. Die troos wat hy ontdek het, is wat Jesus in die tuin ook ervaar het. En dit is dat die Here vir ons in sulke tye sustain, onderhou, vashou, op maniere wat ons nie kan of hoef te verstaan nie. Dit is waar hy vashou het. Dat in tye wat ons ver weg voel en alleen voel, is die Here op 'n onverklaarbare manier naby aan ons. Dit hoef ons nie te verstaan nie. Meeste van die kere is ons nie eens bewus daarvan nie. Toe het lyk asof alles verlore is. Toe het lyk asof almal hom verlaat het, al sy disippels. Toe het gelyk het asof hy heeltemal alleen is. Toe was God se teenwoordigheid op 'n onverklaarbare manier by hom en het hom vasgehou en hom ondersteun. Want lyding kan nie God se liefde keer nie. God se liefde beskerm ons teen niks. Maar dit onderhou ons. Dit hou ons vas. Mag dit ons troos wees as ons in hierdie lydingstyd ingaan. Mag dit iets wees waaraan jy vashou. En jou help op hierdie 40 dae reis. Op pad na die kruis toe en dan op pad na 'n oop graf toe. Op die voorhand van sy dood het Jesus saam met sy disippels gesit. En in te midde van die chaos en alles wat voor lê en met almal se gesprekke en hulle angs en hulle onsekerheid, was daar 'n oomblik gewees
wat Johannes sy kop op God se bors gesit het, op Jesus se bors gesit het. En toe het Jesus die brood gebreek en die wyn gedrink en gesê, onthou, ek is altyd by julle. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak hoe onseker dinge raak nie. Ek onderhou jou op maniere wat jy nie van bewus is nie en nie hoef te verstaan nie. Ek hou jou vas. So ons gaan vanoggend die nagmaal saam gebruik. Ons gaan 'n bietjie anders te doen vanoggend. Gewoonlik deel ons dit vir mekaar uit. In hierdie tyd gaan ek vir julle vra om dit self te kom ontvang. Hier is ons brood en wyn en ook sap. So as jy vanoggend die behoefte het om die nagmaaltekens te gebruik, is jy welkom om dit te kon ontvang. En as jy die brood proe en die wyn proe, herinner jou aan dit. Herinner jou dat die Here is by jou. Dat die Here jou vashou en ondersteun op maniere wat jy dalk nie verstaan nie. En dat geen trauma, geen seer en geen lyding kan keer dat God se liefde na jou toe kom nie. Mag jy, waar ook al jy gaan hierdie week, en wat ook al jy ervaar, mag jy troos vind in hierdie woorde van die eerste gelowiges, dat die Here is by jou, waar ook al jy gaan, en wat ook al met jou gebeur. Die kers wat ons aan die begin aangesteek het, ons herinner, dat God se lig in ons lewe is, dat die Here by ons is. En aan die einde van ons saam wees, blaas ons die kers uit, nie as mense wat glo dat die duisternis oorwin het nie, maar as mense wat glo die son is besig om uit te kom. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Vader en die liefde van sy Seun en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees, en waar ook al jy gaan, by jou bly. Amen. Mag dit vir julle 'n mooi week wees en 'n gesonde week. Totsiens.